Jakob se put en sigar lees ek graag vir ons Johannes 4 vers 14. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat ontspring tot in die ewige lewe. Die Jode het neergekyk op die Samaritane. Na die Assiriese verowering van die noordelike koninkryk in Israel, is van die Israeliete weggevoer en mense uit ander dele van die Assiriese ryk is na hierdie streek in Samaria geplaas. Hierdie vreemde volke het met die oorblywende Israeliete vermeng en uit hierdie vermenging het hulle ook hulle eie godsdiens gevorm. Volgens die Samaritane het hulle nog steeds die Here aanbid, maar nie volgens sy voorskrifte en sy bepalings in die woord nie. Hulle het praktyke van die vreemde volke ingebring en dus was dit nie meer 'n suiwer aanbidding van die Here nie. Die Jode het die Here in die tempel in Jerusalem aanbid en die Samaritane het hom op Berg Gerizim aanbid. Oor geslagte heen het die verskille gegroei tot 'n diep skeiding en kontak tussen hierdie twee volke is grootliks vermy. Teen die warmste uur van die dag sit Jesus by Jakob se put hier in Sichem. Dit is stil en niemand anders kom dan water haal nie. Hier kom 'n vrou alleen, omdat sy die oë en die woorde van die ander wil vermy. Haar lewe het haar na die rand van die gemeenskap gedruk. Jesus se disippels is dorp toe om kos te koop vir hulle. En juis in hierdie stilte ontmoet Jesus haar. Hy het doelbewus deur Samaria gestap, want vir hom is geen mens onsigbaar nie. En hy vra vir haar, gee vir my asseblief water. Hier breek hy alle grense. Die grens tussen Jood en Samaritaan, tussen man en vrou, en tussen rabbi en uitgeworpene. Jesus ontmoet ook ons pyn, op daardie stil en afgesonderde plekke, en hy doen ekstra moeite om by ons uit te kom. Die gesprek beweeg van gewone water na lewende water. Jesus spreek nie net haar fisiese dors aan nie, maar die diep verlange van die hart. Wanneer Jesus na haar verlede verwys, doen hy dit geensins om haar te veroordeel nie, maar hy wys dat hy volle kennis het van haar en alles van haar weet. Sy hoef niks vir hom weg te steek nie. Sy word gesien, geken, en tog word sy nie verwerp nie. Sy het gekom om water te haal, maar het die waarheid ontdek. Sy het stil gekom, maar gaan weg as 'n getuie van die Here. Jesus sien ons in ons stilte en hy ken ons pyn. En hy werk in ons lewens selfs wanneer niemand anders ons sien nie. Hy bied vir ons lewende water aan. Water wat nie sal opdroog nie, en water wat die dors in die hart en die siel kan dors en vertroos en les. Ons almal kan deur Jesus gebruik word, ongeag hoe lyk ons verlede. Die uitnodiging bly vandag vir my en jou dieselfde. Kom drink van die fontein van die water wat ontspring tot in die ewige lewe.